Baie hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers by hierdie feesdiens vandag. 'n Geleentheid waar ons as gemeente 80 jaar oud is, sonder 'n voorreg om by mekaar te wees en ook te weet dat God goed is en getrou is en dat hy met sy liefde ons deur jare gedra het. By hierdie geleentheid vanoggend wil ons saam lees uit die Here se woord uit Johannes hoofstuk 12, Johannes 12 vers 20 tot 26, Johannes 12 vers 20 tot 26, en kom ons sit so en dan bid ons net saam voordat ons die gedeelte saam lees. Julle baie dankie vir die voorreg om by mekaar te wees en te weet, U is hier by ons teenwoordig. Op 'n dag soos hierdie kan ons met blydskap sê, van vroeg van kindsben af, het hy ons trou bewaar en tot vandag toe nog geseën en gespaar. En terselfdertyd sê o God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede. Laat U genade ons beveilig teen gevaar, in donker ure ons van struikeling bewaar. En Here, dis ons getuienis oor 80 jaar, dat U hierdie gemeente gedra het en vasgehou het, ook selfs in hierdie tyd. En dat ons op 'n dag soos hierdie mag sê, dankie Here, vir U groot en wonderlike genade. En dat ongeag wat die toekoms mag inhou, die God wat op 22 Maart 1946 die God was wat hier was, toe hierdie gemeente gestig is, en 'n intreepreek en 'n wydingsdiens plaasgevind het, presies dieselfde God is wat 80 jaar later ook die God is wat by 'n gedenkdiens teenwoordig is. En wat uiteindelik sê, oor die jare heen was ek daar, en in die jare wat kom, sal ek steeds daar wees. Niks sal julle skei van my liefde en my genade en my goedheid nie. En daarvoor sê ons vandag baie dankie. Dankie dat U ons vashou, dat U ons toevou met U liefde en met U genade. Amen. So, soos ek gesê het, ons gaan uit Johannes 12 lees, en die van julle wat op julle selfone wil lees, is baie welkom om daar te lees, of julle kan dood eenvoudig net luister na die woord van die Here. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Nou vra ek maar net, in ons dag en tyd, 80 jaar later, is daar nog mense met wie jy te doen kry wat sê, ons wil Jesus graag ontmoet. Want Filippus en Andreas het gereageer, of Filippus het gereageer, en hy het gegaan en het vir Andreas dit gaan vertel, dat daar iemand is wat vir Jesus wil sien. Wat gebeur? Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. As 23 daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Dis ook ons tekswoord vir vanoggend, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien,
moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Ons lees tot so ver toe, as iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, sal my dienaar ook wees. Vriende, as ons by hierdie geleentheid by mekaar is ons op heilige grond. Vir die eenvoudige rede, dis 80 jaar. Ek het verlede week gesê, dit klink dalk meer indrukwekkend, as jy sê, dis 8 dekades. So die belangrik is om te sê, hier's in 80 jaar eredienste gewees. As jy lus het om dit uit te werk, en jy wil gou 80 met 52 maal, dan kan jy sê, dis ten minste 1 erediens elke week gewees. So jy kom by 'n redelike syfer uit. Vroeger die geskiedenis uit was daar 2 dienste. In die oggend en in die aand. Daar was bidure, daar was, noem dit. So dis 80 jaar van dienste, 80 jaar van gebede, 80 jaar van Bybelstudie, mense wat by die deure ingeloop het, mense wat by die deure uitgeloop het, vreugde, hartseer, hoop. En as ons eerlik is, moet ons vandag vir mekaar sê, hierdie gemeente se storie is nie gebou op dit wat ons reg gekry het nie. As dit enigstens oor mense gegaan het, en dan praat ek uit my eie tyd wat ek in die gemeente is, dan was daar tye wat ons baie keer gewonder het, hoe gaan ons aan? So baie belangrik, vandag wil ek sê, na 80 jaar vir my die eerste ding is om te sê, ons het dit nie self reg gekry nie. Dis God se genade. As dit nie vir die Here was nie, was dit nie, soos nie, as die Here die huis nie bou nie, werk die wat daaraan werk, of daaraan bou, te vergeefs. En daarom is dit vir my baie belangrik, dat 'n mens, en dis hoekom ek die teks gekies het, wat ek gekies het, so om uiteindelik te sê, die geheim van Luipaardsvlei, dit behoort eintlik die geheim van elke gemeente te wees, is die goed wat nie altyd gesien word nie. Is die goed wat God in mense se lewens doen, waardeur hy hulle vorm en hulle nader aan hom trek. En daarom dat die teks verwys na Jesus en lydingstyd wat sê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie. Nou het oor 80 jaar letterlik en figuurlik mense gesterf. Maar ons krisis as mense is dat ons nie aan onsself wil sterf nie. Ons eie ek, ons eie self, ons eie ego is verskriklik belangrik. Ons wil vashou, ons wil beskerm, ons wil nie verander nie. Ons wil die heeltyd seker wees en gewaarborg wees, alles is daar en alles is reg. Jesus sê vanoggend, die geheim is nie vasgryp nie. Dis juis laat gaan. Julle sal onthou, daar was 'n klein dagstukkie boekies, ek weet nie of kry julle met daaglikse brood of daaglikse woord, ek kan nie onthou nie. En hy het altyd 'n stellingkie onderaan gehad wat gestaan het, let go and let God. Maar met ons mense van 2026 is, wat maar baie wantrouig is, wil ons die beheer hê. En nou, dan moet ons vir mekaar sê, hier is 'n ongelooflike beeld oor die saad. Want saad is bedoel om geplant te word. As dit nie geplant word nie,
ontkiem dit nie, groei dit nie, dra dit nie vrug nie. So kom ons dink net gou aan saad. Julle weet hoe lyk boerpampoene. Hè? Waar begin boerpampoene? By daai klein wit pytjie. Nou, jy kan nou na daai put kyk en jy kan hom omdraai en hy kan lyk soos 'n haartjie en hy kan. Maar liewe vriende, as daai pompoenput nie geplant word nie, en dan die natuur nou nog ander goed van, dan moet ander tipe plante, mannetjieplante en vroueplante en ek weet nie wat se plante wees nie, dat daar kan pompoene kom nie, maar so die belangrik is om te sê, saad moet geplant word. Saad hoort in die grond, anderster het saad nie betekenis nie. Of ons kan vir mekaar sê, as dit by koringkorrels kom wat geoes is, nadat dit gesterf het en 'n oes opgelewer het, dan moet dit weer eens gebreek word, gemaal word, sodat dit kan meel gee waarmee ons brood bak. So kom ons sê dit vandag vir mekaar. Saad land in die grond. Saad verdwyn. Saad breek. Ek dink almal van julle wat vandag hier sit en die van julle wat saam met my kyk, sal onthou dat ons kinders en onsself as kinders dalk nog opdrag gekry het om 2 stukkies watte te vat en 'n boontjieput te vat en hom binne in te sit en water te gooi en hom op die vensterbank te sit. En wow, daai julle die boontjies wat opgekom het, jy het naderhand nie met die put gesien nie, daai 2 lobbe van die boontjieput, na hy oopgebars het en hy begin ontkiem het. Uiteindelik staan daar net 2 goedjies wat heeltemal uiteindelik wegvrot en dan besef jy nie eens meer daar was 'n. So dis dit. As dit breek, as dit doodgaan, dan begin lewe, nuwe lewe. So vir 80 jaar lank het daar baie dinge gebeur wat niemand gesien het. Ek het net daarna verwys toe gesê het, ek stap 32 jaar met julle 'n pad saam. En daar het hoeveel dinge in julle lewens gebeur waarvan almal ek mee na my graf toe gaan sonder dat iemand anders daarvan weet. Is daai goed wat gebeur het in jou lewe wat niemand gesien het nie. Jy het dit dalk nie eens met my gedeel nie. Maar dat in 80 jaar dinge gebeur wat niemand gesien het nie. Mense wat in stilte gebid het. Mense wat opofferings gemaak het en nie noodwendig daarvoor erkenning gekry het nie. Mense wat getrou gebly het. Geloof wat aangehou het, al was dit moeilik. Daar waar God gewerk het. So die prestasie is nie vandag, ek kan nie onthou hoeveel dominees was ons oor 80 jaar hier nie. Nie van ons kan vandag die claim to fame hê, en enige van dit wat hier gebeur het opeis en sê, dit was ek nie. Dis net God. Dis God se werk. So jy vra jouself af, hier's Luipoortsvlei, 80 jaar oud. Ons dogters en ons kleindogter, in terme van gemeentes, het tans hulle eie uitdagings. Uiteindelik vra ons vir onsself, waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit? En ek sê vir julle, ek is al meer verras en word al meer deur God verras oor dit wat hy doen, waar niemand niks sien.
Dis die goed waarvoor mense in elk geval nie erkenning kry of voor moet kry nie, want dit het met ons niks te doen. Ek dink wat ons tog vang, is dat ons in 'n tyd leef van angs. Ons voel baie gou oorweldig, en ons is moeg, en ons is onseker, en dan kry jy baie keer hierdie ding, dat mense vra, waar's God? En ek vermoed oor 80 jaar het hierdie gemeente baie keer gevra, waar's God? Nie noodwendig omdat God afwesig was nie, maar omdat God sy aangesig gesoek was. Om goed te gedoen het mense gevra, maar waar's God? Kom ons soek sy aangesig. So kom ons gebid het. En dis hoekom God se antwoord as jy vra waar's hy, dan sê hy, dis nie deur mag nie. Dis nie deur beheer nie. Maar die antwoord hiervoor is 'n God wat self 'n pad van hulpeloosheid gestap het. Dis hoekom ons hom op sy lydensweg volg. En dis hoekom dit so van pas is vandag, wanneer ons nagmaal gebruik, is om te sê, Jesus word die saad. Jesus word die koringkorrel wat in die grond val. Hy kies nie die pad van mag nie. Hy kies nie die pad van eer nie. Hy kies die pad van liefde wat homself gee, selfopofferende liefde. 'n Selfprysgawe. Julle sal onthou, ons het verlede week daaroor gepraat. Terwille van die vreugde, Hebreërs 12, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy nie teruggedeins vir die skande van die kruis nie. En daarom sê ek vir myself vandag op 22 Maart 2026 op hierdie gemeente se 80ste verjaarsdag. Dis in God se hand. Moenie my vra wat gaan hier gebeur volgende jaar nie. My vra wat gaan hier gebeur oor 10 jaar nie. Ons het in die week toe ons bestuursraad herkies het, toe sê ons vir mekaar, DV is die van ons wat herkies is, 'n termyn 5 jaar, so ons praat van Maart 2031. Let wel, gaan lees maar ons notiele, daar staan baie duidelik DV 2031. Want dan is die mense wat saam met my daar sit, saam met my nog 5 jaar ouer. So, wat sê ek daarmee? God sien verder. God sien uiteindelik wat is die lewe, wat is die vooruitsigte van 'n Luipaardsvlei gemeente. En wat het hierdie gemeente oor al die jare gehoor? Sagte stem wat fluister. Stem wat al die jare gesê het, ek het julle lief. En daarin rus ek. Want God se liefde het nie gegaan oor wanneer was ons reg, wanneer was ons perfek nie. God se liefde was ongeag. God se liefde is onvoorwaardelik. Dis liefde wat ek telkens hoor wanneer ek nie reg is nie. So jy sit dalk vandag hier met goed wat niemand sien nie. Goed is wat in jou binneste swaar weeg. Dis daai stem wat vandag weer eens op hierdie 80ste verjaarsdag vir jou wil sê, ek het jou lief. So 80 jaar later sê God steeds, ek is lief vir jou. By die naam, jy is myne.
Jou naam is in my handpalm gegraveer. Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Maar dan vra daai stem dat ek baie keer stil word. Sodat ek kan hoor as God vir my sê hy is vir my lief. God se stem vra stilte. En nie stilte van skaamte nie, maar stilte omdat ek in die teenwoordigheid van die lewende God is. Stilte wat ek hoor uiteindelik as hierdie God met my praat, dan sê hy, volg my. Ons het gehoor Johannes sê dit vanoggend op 'n ander manier, maar hy sê presies dieselfde, hy sê, volg my. So, hier's 'n nagmaalstafel gedek. Hierdie nagmaalstafel vertel vanoggend 'n storie. Hierdie nagmaalstafel vertel vanoggend vir my en vir jou dat op 'n stadium is daar brood gebreek. Dis die storie van saad. Saad wat geval het, wat brood geword het. Soos breek brood, wat gemaak is van gebreekte koringkorrels. Maar ook by hierdie geleentheid, gooi ons wyn uit. En wat is wyn? Gebreekte druiwe. Ek sal nie dit drink, ek sal die koue water drink. So vriende, ons kom hier vanoggend hier sit as perfekte mense. Ons kom sit hier as mense wat al deur die meule van die lewe is. Wat al deur die parskuip van die lewe is. Wat al gebreek is. Maar gebreek dus. Wat vanoggend weer hoor. Maar julle is geliefdes. Mag vanoggend se belewenis van die nagmaal vir jou wees soos vir die Emmausgangers daardie dag. Toe hulle nie verstaan het hy loop saam met hulle nie. Nie geweet het wie loop saam met hulle nie. Of wat was hulle woorde? Het ons harte nie warm geword toe hy die brood gebreek het. So hierdie tafel sal altyd in hierdie gemeente bly. Van dis die 80 jaar en vorentoe. Maar wie wat vanoggend? Jy's nie net die vrug van God se werk. Dit wat in jou tot stand gekom het, is nie net die vrug van die Gees nie. Maar jy's ook vanoggend saad. Jy's vanoggend saad wat in die wêreld moet uitgaan.
Want selfs al sou hierdie gemeente op 'n stadium dalk nie meer bestaan nie, gaan jy in die wêreld wees waar dit nodig is dat daar geplant word. Gaan dit nodig wees dat jy aan jouself sterf sodat ander mense kan lewe. As ons dalk kyk na oor 20 jaar en ons is 100 jaar oud, dan moet asseblief nie nou buite hoe oud is julle dan nie. Ek het uitgewerk, ek dink ek is dan toe maar. So oud soos party van julle vandag. Maar anyways, kom ons los dit daar. Belangrik is, my vraag vandag is, ons het nie 80 jaar oud geword om te sê, yes, ons het gearriveer nie. My vraag aan jou vandag is, waar roep God jou om te gaan gee? Waar roep God jou om betroubaar te wees en 'n verskil te maak? Waar wil God hê, moet jy gaan leef en jou vrug beskikbaar stel, sodat ander mense kan lewe? En dis die lekker, dis kom ons nou gaan kuier. En vir mekaar sê, ons is nie alleen nie. Behalwe God, het ons mekaar. Ons is aan mekaar gebind, ek sê weer, meeste van julle wat vanoggend hier sit, kom ek 32 jaar op pad mee. So ons dra mekaar se laste. Ons gee uitvoering aan God se woord, wat as een lid huil, dan huil almal saam, en as een bly is almal saam bly. So vir 80 jaar het ons mekaar gedra. En dit bly waar. Ons is nie alleen nie. So ek wil jou vanoggend nooi om te kyk na Jesus. Aanskou die heiland, sien die kruis. Hou aan kyk. Hou aan kyk totdat jy nie net meer kyk nie, maar tot jy deel word van die lewe wat hy gee. Stop being a spectator and become a participator. Hou op om 'n toeskouer te wees en word 'n deelnemer. Want jy's geliefd. Jy's nie alleen nie. En wie wat God is besig. Selfs daar waar jy nie sien. En dis waarvoor hy jou vandag roep. Kom ek gee vir jou tyd om net so bietjie stil te word.
Here, baie dankie dat ons by hierdie geleentheid saam kan wees. Dankie dat ons oor 80 jaar kon beleef het dat U ons dra, maar dat ons mekaar ook kon dra. En mag daar in die tyd wat vir ons voorlê, 'n realiteit wees van ons dra mekaar. Ons is nie alleen nie. En mag elkeen in hierdie gemeente beleef, hy of sy is geliefd. Julle is geliefd. En mag ons elkeen elke dag besef dat U besig is daar waar ons nie kan sien. Amen. Terwille van ons aanlyn kykers, net die volgende, ek gaan nou met die gemeente self nagmaal bedien. Maar julle kry elke dag 'n WhatsApp. Dit is beskikbaar, so sorg maar dat ek daarvan weet of dat ek jou besonderhede het. Dan baie belangrik is dat daar's nou na afloop van die erediens 'n geselligheid agter in die konsistorie, en as ons hier die lig moet gebruik, sal ons binne in die kerkgebou wees. En dan tydens die bestuursraadsvergadering van 18 Maart is herkies as ouderlinge Antoinette Cross, Trini Snyder en Dave Norke, en dan as diaken Charles Nudie. Hulle word DV Paas Sondag, die 5de April word hulle bevestig. So wat ons aanlyn kykers betref, ons groet julle tot 'n volgende geleentheid, by 'n volgende gebeurtenis. Mag dit met julle goed gaan en mag julle geseënd wees en mag julle God se liefde ervaar. Totsiens.